Goeiemôre vriende. Baie welkom dan by hierdie geleentheid. Ons wil ook alle besoekers verwelkom en dan ook NG Piet Potgietersrust wat dan ook vanmôre nog saam met ons is. En dan het ons ook besoekers wat die doopgeleentheid bywoon, ook vir hulle baie welkom sê. Kom ons raak stil en raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid by hierdie mooi geleentheid. Hoor hierdie mooi woorde van Jesaja 43. Mag u ook dit u eie maak in die begeerte van die hart. Maar nou, so sê die Here jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Want ek het jou losgekoop, ek het jou op die naam geroep. Aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie. En die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Amen. Kan laat daai gain net so klein bietjie. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie pragtige lied saam. Heilige Jesus, vers 1, 2 en 3, so sit in saam. Vriende, ons het mekaar nou al vanmôre gegroet, maar kom ons groet ook mekaar in die naam van die drie-enige God, om sy teenwoordigheid te bevestig. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, en Jesus Christus, en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. Omdat ons weet, hy is teenwoordig, kom ons loof hom, kom ons staan, dan sing ons saam met die orgel, die 219, laat ons sing van ons verlosser, verse 1 en 3 staande saam, en dan kan jy sitplekke weer inneem asseblief.
As ons hierdie woorde so sing, laat ons sing van ons verlosser. God wat in sy liefde sy seun vir ons gestuur het, om ons te kom soek en ons te kom red. Om genade ons wel te kom betree. Daardie woorde wat ons met hierdie pratende getuies vir die wêreld wil uitjubel. Dan wil ek graag vir julle hierdie lofprysing uit Psalm 29 lees. 'n Psalm van Dawid. Gee eer aan die Here. Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. Buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. Die stem van die Here is oor die waters. Die God van heerlikheid laat dit dreun. Die Here is bo die magtige waters. Die stem van die Here is kragtig. Die stem van die Here is glansryk. Die stem van die Here breek sedes. Die Here versplinter die sedes van Libanon. Hy laat hulle bokspring soos kalf, Libanon en Sirion soos jong buffels. Die stem van die Here split rotse met vlamme. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn met kades bewe. Die stem van die Here laat wilsbokke lam. Dit stroop bosse kaal. Sy hele paleis sê heerlikheid. Die Here troon oor die vloed. Ja, die Here troon as koning vir ewig. Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met vrede. As ons sommer hierdie woorde vanmôre hoor oor wie die God is. Terwyl ons so sit, kom ons sing saam met die video hierdie pragtige lied saam. O Heer my God. Ek dink, as ons sommer kan staan, kom ons staan sommer en dan sing ons saam met hierdie een. Kom ons staan sommer. Kalla kry hom reg. Moet ek hardloop? Op die rekenaar of op die bord? Moet ek gou kom help? Ek kom. Christel?
dankie. Dankie Christel. Dankie. Ons het vanmôre dan die geleentheid om 'n kindjie te doop. Ek vra dan dat die doopouers na vore sal kom. Julle kan sommer hier voor my staan en net vir my kyk. Ons het oor die doopformulier gesels en ek gaan hom weer vir julle lees. En 'n doopgeleentheid is ook 'n geleentheid waar elkeen van ons wat al gedoop is, weer moet luister oor wat die doop beteken. En na die afloop van die diens gaan ek ook hier by die bak staan. As 'n doopviering, as jy jouself net weer onthou die dag toe die Here homself aan jou kom verbind het, dan maak ek 'n kruisie op jou voorkop en sê, maar niks kan ons ooit van die liefde van God skei nie. Maar kom ons hoor eers weer wat die doop vir ons beteken. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders nie die testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken vir elkeen van ons dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. Hy Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore is, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir ons sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk van ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dis nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dis nie ook nie 'n bygelowige handelinge wat ons teen die ongeluk of die boos beskerm word nie. Dis ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry nie. By die doop gaan dit oor die drie-enige God wat homself aan ons en ons kinders kom verbind. Ek vra ook dat die kerkraad na vore sal kom, Sari wat die kerkraad verteenwoordig. Julle het nou gehoor wat die doop beteken, nou vra ons dat julle opreg op die volgende vraag gaan antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans aan Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar die leer van die kerk soos die belydenisskrif dit verwoord as die ware volkomme leer van verlossing? Beloof julle om hierdie kindjie van julle in die leer, in die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig? Wat is julle antwoord? Sorry, gee vir my daai. Gee af vir my, sy is so pragtig. Is Mianei. Kom. Mianei Lou. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ontvang dan ook ons nuwe lidmaat, Mianei. Baie geluk. Het jy 'n pens? Teken net gefis daar by Sadi. Kom staan weer by my. Ons gee dan ook vir julle 'n Bybel, daarso om groot te maak in die weë van die Here, en ons gee ook vir julle spekboompies, ons gemeente se simbool om sê maar dit trek die meeste suurstof, so gaan gee ons ook God se genade in die wêreld. Kom ons bid saam. Here, ons weet ons leef vanuit genade. Dit beteken ons het nodig om u teenwoordigheid elke dag van ons lewe te ervaar. Dankie ons almagtige Vader dat ons weet u ons so liefhet ten spyte van ons sonde, ten spyte van die keuses wat ons maak. Dat u u seun vir ons gestuur het om vir ons plek te kom sterf. Om ons sondes op hom te neem en vir ons in te tree en vir ons te gaan 'n plek voor te berei. Om die afstand tussen ons en u te oorbrug as gevolg van ons keuses. Dankie o Heilige Gees dat u elke dag saam met ons is. En ons wys hoe en op watter wyse ons moet lewe. Seën hierdie gesin met die alomteenwoordigheid, dat hulle kindjie groot maak in u weë. Mag hulle altyd onthou dat hulle deel is van iets groter as self, die koninkryk van God. Mag hulle werklik vanuit u seëning, u goedheid,
leef. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. As ons hierdie woorde glo wat ons gebid het, kom ons sing saam hierdie pragtige lied, My enigste troos in lewe en dood, vers 1 en 2. En daarna gaan ons staan in die geloofsbelijdenis doen. Vriende, kom ons staan, dan doen ons die geloofsbelijdenis saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Dankie, julle kan julle sit lekker saam. Jy kan die woord oopmaak by Lukas 3. Ons gaan vanmôre 'n bietjie daar saam lees uit Lukas 3. Met die tema, wat is jou verwagting? Maar kom ons bid ook dat die Here vir ons die woord sal oopmaak. Here, as ons soms so na 'n kindjie kyk, net hoe swak en afhanklik hulle is van hulle ouers se versorging. En ons weet hierdie is 'n teken van 'n verbond. So weet ons hoe afhanklik is ons van u genade. Ons het die woorde gelees vir mekaar, u heerlikheid, die stem waarmee u skep, die stem en die manier wat jy in ons welkom intree, die mag, die grootheid van u, die almagtige God. Dan word ons so klein en besef ons eintlik, hoe niks is ons, maar tog het u ons so lief. U wil nie ons met verlore gaan nie. Daarom het ons 'n voorreg om u te kom aanbid. Ons wat u kinders is, wat weet waar ons inpas en waar ons hoort, deel van die kerk. Elkeen van ons vermoede het 'n behoefte op ons hart. En uit hierdie heilige woord, deur uw Heilige Gees, sal u vir ons hierdie woord op ons harte skryf. Daardie ontmoeting bewerkstellig met die drie enige God. Here, in genade betree ons wêreld, dat ons die liefde van ons almagtige Vader kan beleef, dat ons hier sal uitstap, en ons lewe so verander word, dat ons nie kan ophou getuig van die heerlikheid, die koninkryk waarvan ons deel is. Seën ons met hierdie woord, Heer. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons lees daar vanaf vers 15 tot 17, is net 3 versies vanmôre.
Omdat die volk allerhande verwagting gehad het almal in hulle harte gewonder of Johannes nie dalk die Christus is nie. Johannes het hulle egter geantwoord, ek doop julle wel met water, maar daar kom iemand wat sterker is as ek is, en ek is nie eens werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy hooivork in sy hand om sy dorsvloer deeglik skoon te maak en om die koning in die koring in sy skuur te versamel, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Net tot sover die skriflesing. Ek wil sommer hierdie eerste gedeelte begin, want dis waar ons vandag gesels, omdat die volk allerhande verwagtings gehad het. As 'n mooi storie wat vertel word oor verwagtinge, dit gaan oor hierdie seentjie wat elke aand in die venster van hulle huis het hy 'n lampie gesit. En die ander maatjies het hom gespot omdat hy hierdie lamp in hierdie venster sit en vra, maar hoekom doen jy dit? En hy sê, weet jy wat, my pa is 'n visserman, en elke keer as hy op die see uitgaan, en in die see is ek altyd bang, jy weet, sy gaan terugkom, maar ek het geweet, as ek hierdie lig in die venster sit, sal dit vir my riglyn wees, dit sal vir my rigtinggewer wees, om terug te kom. En eendag daar 'n storm, en die see is onstuimig, en dit reën, en die mense was eintlik bang, dat die skepe verlore sal gaan. Uiteindelik moes hulle toe hulle krag afsit, want om die elektrisiteit te spaar, maar die seentjie het sy lampie aangesteek in die venster gesit. En hy het gewag en gewag. Uiteindelik het sy pa by die deur gestap, moeg, nat, en sy pa sê vir hom, elke keer as ek so begin wou wankel, of begin wanhoopig word, het ek geweet, ek moet my oë net gefokus hou op die liggie, want daar's iemand wat vir my wag. Dit is nogal 'n mooi storie oor verwagtinge. Want as 'n mens oor verwagtinge praat, dan is die definisie van 'n verwagting hoop plus vertroue plus wag skep verwagtinge. Nou as ons sommer so begin met verwagtinge, elkeen van ons vermoede, sonder dat jy het weet, het met 'n verwagting hiernatoe gekom. Wanneer jy in jou geloof met die Here Jesus Christus leef, is daar 'n verwagting van hoekom jy dit doen. En jou verwagting word bepaal deur die wêreld, jou konteks, jou seer, jou hartseer, die vraag in jou hart, daar's 'n rede hoekom jy in 'n verhouding met God is. Dit skep die verwagting wat daar in jou bestaan is. As ons soms so kyk na die hoop, dan weet ons leef vanuit die lewende hoop dat die Here Jesus Christus opgedaag het in ons wêreld. Dis hoekom ons Kersfees gevier het, en ons weet die Here gaan eendag weer sy kinders kom haal, die tweede koms, en intussen tyd in genade betree ons wêreld. Ons leef vanuit daai lewende hoop van die Here se genade wat ons wêreld kom betree. Maar hierdie hoop is 'n aktiewe hoop, soos wat daai seentjie het nie net gaan sit en wag vir sy pa om te kom nie, hy het daai lampie aangesteek en gewag. So het ons 'n aktiewe hoop om ons Bybels te lees en om te bid en ons oë gefokus te hou op die lig van hierdie wêreld, die Here Jesus Christus wat ons vooruitgaan. Natuurlik is die vertroue ook daar. Die vertroue is om God se beloftes wat ons uit sy woord uit leer, natuurlik te ken, te soek en ons eie te maak en ons hele lewe daarop te vertrou wat ons geloof noem. En dan is daar daai moeilike ding wat vir ons mense is. Wag, tyd. Om te weet, maar die Here sal opdag. Verwagting is soos 'n lampie in die donker, die verander nie dadelik die storm nie, maar ek glo dat God nog op pad is. Ons het daai verwagting van die Here wat gaan optree. Nou as ons hierdie gedeelte so lees, omdat die volk allerhande verwagtings gehad het, moet ons dan iets verstaan van die wêreld waarin dit plaasgevind het, toe Johannes die Doper daar opgedaag het. In die Nuwe Testament toe het plaasgevind het, was hulle onder Romeinse regering gewees. Die Romeine was in beheer gewees. En daar was groot politieke druk gewees. Hulle was nie vry om te maak wat hulle wil nie. Hulle was onder die druk van die Romeine. Hierdie Romeine wat groot met hulle gemaak het net wat hulle wil. Wat gemaak het dat hierdie mense hulpeloos gevoel het, vernederd gevoel het, want eintlik was hulle maar net onder die druk van hierdie Romeinse ryk gewees. Daar was groot ekonomiese druk gewees, verskriklike uitputting gewees. Die Romeine het hulle belasting gehad wat hulle gevra het, want onthou hierdie Romeine het hierdie keisers aangestel, het hierdie marionet konings aangestel, en elke keer moes hierdie mense maar net spring onder hierdie mense wat kamstig in beheer is.
En hierdie mense het ook hulle eie heffings ingestel. So hulle wat die Romeinse belasting gehad, hierdie plaaslike mense het hulle eie heffings ingestel, en dan was daar nog hierdie tempelbelasting ook. Hierdie mense finansiëel het verskriklik swaar gekry. Baie van die klein boere het so swaar gekry, hulle moes skuld maak, en dan op die einde van die dag het hulle grond verloor, en hulle as dagloners en bywoners moes hulle by mense gaan bly. Militêr was dit, onthou die Romeinse ryk het dan 'n weermag gehad, wat hierdie mag moes toepas op die einde van die dag. Hulle kon sommer vir mense hier in gebied en sê wat hulle moet ronddra en hoe hulle moet optree, en hulle het hulle met straf kon slaan. Ons weet hulle het hulle gekruisig en hulle het hierdie vrees in hierdie mense bewerkstellig, hierdie vernedering toegepas. Daar was baie sosiale onreg en uitsluiting. Ons weet daar was groot klasseverskille tussen die Romeinse mense wat die wie is en die armoede. Ons weet ook daar was 'n groot verskil tussen byvoorbeeld die mense wat soos die skrifgeleerdes en die fariseërs en dan die tollenaars en die ander mense wat uitgesluit is. Groot onreg. Daar was 'n groot onreg tussen rein en onrein. As jy bietjie gelyk het of jy siek is of sede gehad het, het hulle jou buite die dorp geplaas. Groot sosiale onreg. Natuurlik was daar groot godsdienstige spanning gewees. Hulle het gevra, waar is God nou? 400 jaar van die laaste profeet Maleagi opgetree het, was die laaste profeet daar gewees. Hulle het nie geweet hoe en waarheen nie. Moreel, emosioneel, geestelik was hulle moeg. Hulle het gewag vir hoop en betekenis. Hierdie volk het verwagtinge gehad. Hierdie volk het gewag dat God sal optree en sal ingryp in hulle bestaan. Hulle het verwagtinge gehad. Nou ons weet, wanneer mense so platgeslaan is, so wanneer jy kom by niks, wanneer jy alles verloor het, jou mag, jou geld, dis wanneer God se stem begin deurbreek en met jou begin praat. Maar ek wil tog iets uitwys. Hierdie mense, juis vanuit hulle wêreld, hulle het geweet van al die profesieë, van al hierdie voorspellings van die Messias wat kom, hierdie God wat wel gaan kom ingryp, het hulle geweet. En daarom het hulle gesien, maar hier kom Johannes, en hierdie Johannes begin 'n verskil maak in hierdie omgewing, en hulle sê, is hy nie miskien die Messias nie? Hulle het so gewag vir 'n antwoord, vir 'n uitkoms, dat hulle die hoop in elke klein dingetjie begin sien het. Ons gebeur dieselfde ding vandag. Want alles wat ek nou net genoem het, dink hoe baie van hierdie goed vind plaas in vandag se tyd ook. Ekonomiese druk. Maar godsdienstige druk. Jy sien hierdie godsdienstige leiers was so besig om te probeer in orde en geregtigheid daar te stel saam met die Romeinse ryk. Hulle was nie meer geestelike leiers vir die volk om volgens God se wil die mense te rig nie. Hierdie mense het nodig gehad en gesoek na 'n ingrype om weer die volk van God volgens leiding te leef. Ons ervaar daar dieselfde goed in vandag se tyd. En dis wanneer jy hoor waar mense sê, weet jy wat? Jy moet hierdie skrywer, jy moet hierdie boek, nou asseblief hoor mooi, ek sê nie moet nie koemboeke toe gaan en 'n boek gaan koop nie, en ek sê ook nie moet na sekere kerke toe gaan of sekere pastore en predikers gaan luister nie. Maar ek wil tog waarsku en sê, want mense gaan koop 'n boek en sê, maar hierdie ou se boeke, jy moet hierdie boeke lees, hierdie ou weet die waarheid. En dan begin ons ongelukkig meer aan die persoon vashou as aan oor wie die persoon skryf, aan Jesus Christus en God. Dis dieselfde wanneer ons gebeur wanneer mense sê, hier is ons kerk. Hierdie kerk is die enigste ware kerk. Of ons predikant, of ons pastoor, dis die persoon wat weet van. Op die einde van die dag is almal en alles van ons diensknegte en in diens onder die leiding van die Heilige Gees tot eer van God en moet die fokus wees op die almagtige Vader deur die genade van Jesus Christus onder die leiding van die Gees. Ons moet versigtig wees om te vinnig die antwoorde te soek by mens. Johannes het gesê, en dis hoekom hierdie volgende gedeelte so belangrik is. Johannes het hulle egter geantwoord, ek doop julle wel met water, maar daar kom iemand wat sterker as ek is, en ek is nie eens werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Hy sê julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Ons het vandag hierdie pragtige kind gedoop met water. En as jy geluister het toe ons die formulier gelees het, toe sê ons, dis is 'n teken van die verbond, van die drie enige God, wat hom aan ons en ons kinders kom verbind. Hier kom Johannes en hy sê, ek doop ook wel met water. Maar hierdie een, Jesus Christus wat kom, die werklike Messias,
Want Johannes distansieer hom van Jesus. Hy sê, ek is nie die Messias nie, maar hierdie een wat kom, ek is nie eens werd om sy skoene los te maak nie. Hy is die een wat julle net met water gaan doop nie. Hy gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En wat maak ons dan daarmee? En hoe beïnvloed dit ons verwagting, of hoe verander dit ons verwagting? Nou as ons eers kyk na die woordjie doop, is 'n belangrike woord, want die woord doop sê, is om papsop nat te word, om eintlik deurdrenk te word, om oorweldig te word, en dit sê vir ons, dat God se liefde en die genade van die Here en die werking van die Heilige Gees, ons moet deurdrenk, ons so moet vervul, van binne na buite, moet ons vanuit sy teenwoordigheid, daai oorvloedige seën wat ons altyd van praat, moet ons leef. So die doop is om so deur God vervul te wees. Om die werking van die Heilige Gees te sê eintlik, is waar, om gedoop te word met die Heilige Gees, is waar die Heilige Gees jou kom deel maak van Christus, die liggaam van Christus, en jou kom deel maak van mekaar, om te sê, waar pas ons in mekaar in? Dis hoekom ons altyd vir mekaar sê, wat is die opsomming van die wet? Om God lief te hê met jou hele hart, dis waar jy inpas, en mekaar lief te hê soos jouself, want dis jou tweede plek waar jy inpas, en ons het die werking van die Heilige Gees dan nodig. Ons sien dit in 1 Korintiërs 12, maar ons is almal deur een Gees gedoop, in Christus se liggaam, en ons is almal van die een Gees deurdrink. Nou is die vraag, hoe gebeur dit? Wanneer gebeur dit? Moet ons vir mekaar sê. Dit gebeur die moment wanneer die Here in genade jou wêreld betree en jy word gered. Jy sê, Here, in jou groot genade neem my aan. Maar nou moet 'n mens versigtig wees. Beteken dit is eers daai moment wat die Heilige Gees binne in jou kom, volledig? Nee. Die Heilige Gees is die een wat ons aanwakker en ons attent maak en in die geloof in ons tot stand bring. Die Heilige Gees maak ons attent hoekom ons Jesus nodig het en hoe groot jou sonde is. Die Heilige Gees is die een wat aanhou klop sodat ons moet oopmaak. Maar daar kom daai moment wat jy net bewus word, jy moet oorgee en die Here moet jou red. En is wanneer jy daai geloof sekerheid moet hê, ek is 'n kind van die Here. En in daai moment word jy gedoop deur die Heilige Gees, waar God jou volledig deurdrink. En dan kom die tweede gedeelte, die vervulling van die Gees. Dit is 'n aaneenlopende proses, waar die Heilige Gees jou elke dag wys, hoekom jy moet groei in jou geloof. Wat staan tussen jou en God? Hoekom moet jy dit afstaan? Hoekom ontdek jy die karaktereienskappe van God en hoe voldoen hierdie God aan jou verwagtinge? En hoe gaan jy volhoubaar aanhou, vashou in daai wagtydperk, die egtheid van jou geloof, hoe gaan jy daar groei? Daarom is dit belangrik, die tweede gedeelte waar hy sê, maar die Heilige Gees, hy doop julle met die Heilige Gees en met die vuurdoop. Jy sien, vuur het 'n paar betekenisse. Die eniging is reiniging. Die Heilige Gees wat ons kom skoonmaak, kom wys wat staan tussen ons God. Die reinheid van jou hart, want hy wil jy moet groei in jou geloof, om meer te word wat jy al reeds is, deel van die liggaam, kind van God. Die tweede gedeelte van hierdie vuur is om daai vuur in jou op te wakker, daai ywerheid waarmee jy moet gaan loof, daai ywerheid waarmee jy moet gaan getuig, daai ywerheid waarmee jy vir mekaar moet lewe. Daarom sien ons in Romeine 6 vers 1 tot 4. Beteken dit nou dat ons in die sonde moet voortlewe, sodat die genade steeds oorvloedig kan word? Hoegenaamd nie. Ons is immers dood vir die sonde. En tog onmoontlik dat ons nog langer daarin kan voortlewe. Of het julle vergeet dat ons met ons doop een geword het met Christus, Jesus, en so saam met hom gesterf het? Deur die doop is ons saam met hom begrawe, as mense wat deel in sy dood. En nou kan ons net soos Christus, wat deur die heerlike magstaat van die Vader opgewek is, ook 'n totale nuwe lewe lei. Die bron Bybelkennis sê so mooi, dit bind ons aan die liggaam van Christus, en tweede, dit verwesenlik dat ons saam met Jesus Christus sterf, saam met hom, dat ons minder word, dat ons ingebind word, aangeneem word, dat ons met ons gawes en talente dan die koninkryk van God gaan sprei.
Ek luister na 'n ander spreker wat dit so mooi gesê het. Miskien het jy dit ook gehoor. Dit was my verskriklik mooi. Maar daar is 'n wêreldse spreker wat ek bietjie wil verkerklik. Hy sê ons moet besef, in die wêreld waar jy beweeg wil ons almal hê iets moet verander. Ons wil hê al die omstandighede waarin jy is moet verander. Maar die verandering begin by jou en jy bevind jouself in daai konteks en hoe meer jy verander, hoe meer jy invloed in die omstandighede om jou, hoe meer kan die wêreld begin verander. As ons hierdie gebruik en sê, maar weet jy wat? As jy oorgegee het in die Here Jesus Christus en onder die leiding van die Heilige Gees is, nou jou meer begin reinig, meer begin vorm, volgens God se wil begin indig, begin jy word meer soos die Here Jesus in Christus en begin jy die plek waar jy is, meer verander tot eer en verheerliking van God se naam. Beteken dit dat ons nie babatjies hoef te doop nie? Hoekom doen ons dit dan? Moet ons dan nie wag tot hulle 'n sekere ouderdom is en dan dat hulle self 'n besluit maak dat hulle hulle lewe vir die Here gee en tot bekering kom? Glad nie. Ons as gereformeerdes sê, hierdie doop is 'n simbool van die verbond waarby hulle ingesluit is, soos wat ons glo reg aan die begin met Abraham gebeur het. Dat ons en ons kinders ingesluit is in die verbond. Dis kom ons doop ouers, gelowige ouers wat al reeds hulle lewe vir die Here gee het, Christen ouers wat sê hulle weet hulle is kinders van die Here. Doop ons hulle kinders om groot te word in Christenhuise. Onder die leiding van die Heilige Gees moet hulle kinders groot maak in die weë van die Here, daai 0 tot 9 waar ons die grootste invloed in ons kinders se lewe het, sodat hulle by daai punt kan kom waar hulle toerekeningsvatbaar is, waar hulle met vrymoedigheid onder die leiding van ouens kan sê, Here Jesus Christus, ek weet ek het U nodig in my lewe. Ek gee totaal my lewe aan U oor. Daarom is dit belangrik dat ons kinders sal doop en groot maak in die weë van die Here. Dat hulle weet, volgens die leiding, die voorbeeld van ouers, waar pas hulle in. Hoekom is dit belangrik? Vers 17 sê vir ons, hoekom? Hoor hierdie vers. Hy het sy hooivork in sy hand, om sy dorsvloer deeglik skoon te maak, en om sy koring in sy skuur te versamel, met die kaf sal hy met die onblusbare vuur sal hy het verbrand. Hierdie is soos julle al weet, seker het julle dit al baie gehoor, is 'n voorbeeld wat in die Bybelse tyd gebruik is. Die mense het op die landbou, het hulle dan die koring gevat, hulle het dit op 'n dorsvloer uitgegooi, hulle diere daaroor laat loop, hulle het dit geslaan om die koring van die doppe te skei, en dan het 'n ou gekom en hy het met 'n vurk of 'n graaf tipe ding dit in die lug gegooi, en dan die koring wat swaar is, het geval en die kaf het deur die wind weggewaai. Dis die voorbeeld wat hier gebruik is. Nou hoor jy die mooi voorbeeld. Hy sê, hy het sy hooivork in sy hand op sy dorsvloer deeglik gemaak. Jesus Christus, die Messias, die een wat hulle die verwagting voor gehad, betree die wêreld, sy dorsvloer, sy koninkryk. Hy wat die heerser van die heerser is, ons beweeg elke dag sy dorsvloer, sy koninkryk. Hy het sy hooivork in sy hand wat sê, maar hy is die regter, hy is die een wat in beheer is. Dit bevestig sy gesag het hy in sy hand geneem. En dan staan daar, die Here het tog gekom om ons te kom red en aan ons behoeftes te kom voorsien, maar hy kom tog om ook te oordeel. Hy is regverdige regter, deeglik skoon te maak, om te kom onderskei. Daar's 2 reaksies op hoe ons gaan reageer op die Here se teenwoordigheid. Daar's die koring en daar's die kaf. Nou die koring is wanneer jy bekeer, wanneer jy vrug daar, dit is wat mooi en goed is, dit val op die vloer en dis wat gebruik kan word. Die kaf is doelloos, is nutteloos, het geen waarde nie, dis leeg. En kyk hoe mooi sê hierdie gedeelte. Die Here kom red ons, hy kom maak ons by mekaar in sy skuur, deel van sy koninkryk, deel van sy ewige lewigheid. Maar kyk hierdie oordeel. Die kaf gaan met 'n onblusbare vuur verbrand. Dit is nie net 'n tydelike iets wat gaan gebeur nie. Dis 'n langtydige ewigheidsding wat gebeur. Jy sien, die Here wil hê die mense moet weet, Jesus kom om onderskeiding te bewerkstellig. Hy wil hê die mense moet wakker word. God gaan van ons elkeen 'n vraag, hy wil hê ons moet reageer op sy teenwoordigheid. Elkeen van ons moet vra, is ons die koring of is ons die kaf?
As ons teruggaan na hierdie verwagting, hoop, vertroue en wag. Moet ons vandag vir mekaar vra, is jou verwagting, leef jy met jou konteks en sê, maar ek wil God gebruik, en hoe pas God in sy woord in my wêreld in? Ek wil God so half druk, en ek wil hom manipuleer, en ek wil hy moet kom voorsien, hy moet soos 'n ATM-masjien wees, waar ek my kaartjie indruk en insit, hy moet kom voorsien in alles wat ek nodig het. Ek dink dit werk bietjie anders. Jy moet sê, wat is God se verwagting vir ons? Wat is sy wil vir die wêreld? En dan moet jy kan sê, Here, wys my nie op watter wyse moet ek leef, tot eer en verheerliking. En onder die leiding van die Gees, Here, vorm my, om in te pas by daardie liggaam, sodat ek weet wat my plek is. Ek dink ons verwagting gaan totaal dan anders te wees in hierdie wêreld. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons het sommer in 'n paar momente net klomp woorde met mekaar gespreek. Maar as ons hierdie ernstig opneem, om te weet, U het vir ons kom doop met die Heilige Gees. U het ons kom deel maak van iets groter as onsself. Wanneer ons hier so sit, ons kan nie net kerk ligtelik opneem nie, en ons kan nie net ons geloof ligtelik opneem nie, want dit gee vir ons 'n verantwoordelikheid. Is ons die koring of is ons die kaf? Ons het 'n verantwoordelikheid om uit te gaan in die wêreld. Ons het 'n verantwoordelikheid om 'n keuse te maak. Ons moet gevorm word. Here, U kom gee vir ons gawes en talente. O Heilige Gees, U vorm ons. Daar's soveel mense wat nog nie eens bewus geword het van hoe jy hulle lewe betree het nie, wat nog nie eens wakker geword het nie. Hulle is nog besig om hierdie verwagting te hê. Hulle is nog besig om die antwoord te soek. Mag ons ook ligdraers wees. Mag ons ook vir mense wys, God sal opdaag in jou lewe. Mag ons vir hulle wys die beloftes van God se woord. Maar Here, mag ons brandende begeerte wees. Hou nooit op om ons te vorm nie. Nooit ophou om te dink, op watter wyse pas ons in by U plan, U wil. Seën ons, Heer, sodat ons 'n seën vir ander kan wees. Laat ons leef van net U genade, tot eer van U naam. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
kry. Ek wil net 'n paar enkele aankondigings uitwys. Alles begin nou hierdie week. Die visionerings is dan Saterdag. Asseblief alle kerkraad aksievergaderings, Saterdag visioneringsbyeenkoms waar ons saam beplan. Die kategese begin ook volgende week. Ek gaan 'n video boodskap uitstuur. Ons kort mense om te kom help. Asseblief kom meld aan. En dan ons op die video ook sê op watter wyse meld almal Sondag aan. Belydensklas ouers is eers die 25ste. Die HPP toewydingsdiens is Sondag die 18de. En dan om te hou die 24ste. Kom Rolf en Fritz. Ons gaan 'n bietjie ervaringsleerkursus aanbied. Dis vir almal, nie net ons kategese nie, onderwysers, ander mense wat graag wil weet hoe om met kinders te werk, ervaringsleer doen. Gewoonlik is dit verskriklik duur om hierdie kursusse by te woon. Ons te borg gekry, so hulle kom hiernatoe. Ons net name asseblief, so as jy met ervaringsleer wil werk, so Fritz en Rolf kom dan die 24ste om dit vir ons te kom aanbied. Vriende, kom ons hoop daai ding werk, want anders weet ek nie wat gaan ons doen nie, want die lied se naam is Halleluja my hart. Kom ons staan, dan sing ons hierdie video's saam met die, ek hou duim vas en ek bid baie hard. Kom ons staan.
Vriende, ontvang nou die seën van die Here waar ons gaan leef in hierdie week, tot eer van sy naam, onder die leiding van die Heilige Gees, deel van die liggaam van Christus. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle wees van nou af tot in alle ewigheid. Amen.